Blou, Bo, eet nie van die vloer af nie. blou bella. Bo. Ja, welkom hier vanaf Loftus Versveld. Eerskomende Saterdag om 1:00 in die middag. Die Vodacom Bulle gaan speel teen Munster. Hier se kragreus in die kwart eindronde van die Vodacom URC. En ek wil 'n beroep doen op al ons ondersteuners om Loftus vol te maak. Ons het dit regtig so bekostigbaar moontlik gehou met R50 'n kaartjie, waar die kaartjiepryse op begin en ons wil graag 'n vibe en 'n hype hê. Ek dink ons Vodacom Bulle span is regtig op 'n baie goeie posisie. Ons het 9 van ons laaste 10 wedstryde in die URC gewen. Al die beseerdes, ouens wat siek was soos verlede week, Marcel en McCourtley, hulle is almal reg om verkies te word. So ek dink ons is baie naby aan volsterkte en ek dink is iets spesiaal aan die broei met hierdie span. Ons het 'n moeilike begin gehad, 'n nuwe afrigter en toe moes ons hulpafrigters verander. Marcel het kaptein geword, maar skitterende karakter gebou en die dinge omgedraai en ek dink ons is nou in die pylvak in hierdie uitspelwedstryde. Ek voel ons het 'n span vir uitspelwedstryde met 'n sterk skram, met 'n ervare klomp spelers, met 'n Andrei Pollard wat vir ons die Wêreldbeker gewen het. So ek dink ons het net daai ondersteuning nodig van ons paar miljoen ondersteuners en die duisende wat Saterdag kan Loftus toe kom en hierdie span kan hierdie jaar dalk regmaak vir die vorige 3 en 4 finale wat ons al verloor het. Jy weet, dis baie keer so moeilik om op Loftus te wen, ons sukkel soms. Nee, ek dink jy weet natuurlik die hoogte bo seevlak, dit is 'n intimiderende plek, veral as dit vol is. Ek dink ons sien met die Europese stadions wat baie kleiner is, jy weet die toeskouers is nader in die veld, hulle is in die skeieregter se oor. So weet op Loftus het ons ongelukkig meer mense nodig om daai hype en vibe te skep wat hulle oorsee skep met die kleiner stadions, maar Loftus die tradisie oor baie jare opgebou. En die Vodacom Bulle wat natuurlik al 89 jaar lank 'n ongelooflike rekord hier opgebou het, so ons sal reg wees vir Saterdag. Dit was 'n moeilike begin geweest, gaan altyd 'n moeilike begin wees met die oorgang na 'n nuwe afrigter toe, jy weet, sy afrigtingsfilosofie, sy siening, sy visie waaraan ouens moet inkoop. Hy het nie baie van die ouens eintlik geken nie omdat hy so lank oor see afgerig het, maar jy kon sien, ek kon dit letterlik voor my oë sien dat dit besig was om te gebeur en ja, hier pluk ons die vrugte, so ek sê ons het 9 van ons laaste 10 wedstryde in die URC gewen, 6 agtereenvolgens nou, en jy wil daai momentum hierdie tyd van die jaar, jy wil nou peak, soos die Engelsman sou sê, hier na die uitspelwedstryde toe, en ek dink ons is op 'n baie goeie spasie met hierdie span van ons. Die laaste paar jaar het ons 'n baie sterk ekosisteem en pipeline by die Bulle opgelewer, soos jy korrek sê, die meeste van die nasionale titels. Ek dink die staan 6 uit die 9 nasionale titels is in Pretoria. Ons is die onder 23 kampioene, die onder 19 kampioene, die vroue Isuzu Bulls Daisies wat natuurlik oorheers. Naka is die Gold Cup kampioene, Tikkies het nou die Varsity beker ook gewen. Ja, ek dink ons is in 'n fantastiese spasie wat rugby betref in Blue wêreld. Ons groei en ons boer vooruit en nou is dit net belangrik dat ons vlaggenskapspan, ons professionele span, die URC span ook weet vir ons daai prestasies lewer in die beker huis toe bring. Jy moet net een ding onthou, ja, die Bulle verloor nooit nie, ons hardloop soms uit tyd uit, maar dis nie eers 'n gedagte wat by my opkom nie. Ek dink ons is reg, weet, dis 'n uitspelwedstryd. As ons met 'n punt wen, is dit goed genoeg. As 'n punt goed genoeg is vir die Bokke, is 'n punt goed genoeg vir ons. So, solank ons net wen, daar's nie bonuspunte nie. Ek sê weer, ek voel hierdie span, veral hierdie span van vanjaar is gemaak vir uitspel rugby en ek hoop ek word reg bewys.